Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Prys die Here, want hy is waarlik, waarlik, waarlik goed, hè? Die Here is goed, beter, beste, sê ons altyd vir mekaar. Trappe van vergelyking, ons op skool geleer. Daar's 'n paar goedjies, ek het baie keer aandag gegee in die skool. Dis nou behalwe as jy weer na die klas ingestap het, ek praat van as jy onderwyser praat, julle weet. So ek het baie keer aandag gegee. Ons eer die Here. Ons maak sy naam groot. Ons prys hom. Die Here is werklik waar goed. As jy eerlik is met jouself en jy kyk na jou lewe, dan besef jy dat baie van die, en julle sal sê dis net jy, maar goed, ek kan net getuig oor myself. Ek kan nie sê wat in jou lewe, verstaan julle? Maar in my eie lewe, die grootste moeilikheid wat ek gehad het, was 100% nog altyd my eie toedoen. Die grootste moeilikheid wat ek ooit gehad het, was ergens het ek 'n rol gespeel daarin, dat daai moeilikheid op my pad gekom het. Maar wanneer dit goed gaan en ek kyk mooi terug, dan besef ek, dit is net die Here. Dit is net die Here. Sy goedheid, sy genade. Ons prys hom, ons eer hom, ons elke ding in ons lewens kan ons hom eer. Hy is so massively goed. Weet julle, as ek lees nou baie keer uit ons het nou die Passion Translation op ons selfone. Maar ek het 'n Passion Translation Bybel van die Wena wat ek vir haar gekoop het. Ek het laas Sondag uit hom voorverlede Sondag, wanneer hy in elk geval uit hom gelees. Hierso so pers een. Ek nog gesê dis haar en dat julle nie moet dink ek het 'n purple Bible nie. Nee. He turns purple now. Maar in elk geval, nee, as ek hom nou lees en ek kyk goed wat sy onderstreep het, en goed wat sy, jy weet, goed wat daar geplaat, goed wat sy vir die Here dankie voor sê, dan sê ek net dankie Here. Dankie Here dat ons kan weet, sonder dat ons op swart en wit kan sien, maar ons sê dankie Here vir u goedheid. Dankie dat u soveel dinge vir ons doen. En ek wil nou nie onnodige voorbeelde gee nie, maar ons prys die Here, ons loof die Here. Nou seker een van die gedeeltes in die woord wat die meeste gelees word, as jy so luister na mense, jy weet, baie van die is die psalms. En selfs baie van die lees roosters, weet goed wat mense gebruik, elke dag 'n stukkie in die Bybel lees, sal byvoorbeeld 'n gedeelte uit die Ou Testament, gedeelte uit die Nuwe Testament, maar dan die psalms, spesifiek, 'n gedeelte uit die psalms lees. So een van die gedeeltes wat baie mense na toe draai, wanneer hulle moedeloos is, wanneer hulle opsoek, en ek stel dit voor, as jy moedeloos is, gaan kyk in die psalms. Want hoekom? Die psalmdigters het nie omgegee. Ek is baie seker daarvan 99% van die psalms is geskryf, nie met die idee, sodat jy dit moet lees, met die gedagte, mense gaan dit nog oor 2600, 2800 jaar gaan mense dit nog lees, né? Hulle het dit nie met daai gedagte geskryf nie. Hulle het dit toe, daai moment, hulle harte, veral Dawid, het sy hart geskryf. Verstaan julle? Anders sou hy nie Psalm 51 geskryf het, Here vergewe my, vir na sy sonde met Batseba, en gesê, Here, moenie u gees vir my al wegvat nie. Hoor julle, hy maak sy hart oop. Hy maak letterlik sy hart oop. Die psalms word so baie gelees, omdat hierdie ouens hulle harte oopmaak. Omdat hierdie ouens, hierdie liedere skryf, hierdie psalms skryf, in 'n gesprek met die Here. Hulle praat met die Here. En hulle sê baie keer dom dinge, dat ek wil sê, hallo, jy verstaan julle, hulle sê, hoekom? Want die mens, in Afrikaans is die mens dom, né? Maar in elk geval, Engels is humanity, maar daar is nie baie human in humanity, maar in elk geval, die punt wat ek wil maak is dat die psalms glo ek is so gewild, omdat die psalmdigters, soos ons is, hulle was ook net mense, met tekortkoming en probleme. Maar julle sien so, die psalms is vir my weer kosbaar, om presies dieselfde rede, omdat die psalms lyk baie soos wat of kom ek sê, my gebedsboeke, trek nou al, ek weet nie hoeveel is die een nie, maar my gebedsboeke, waarin ek elke keer as ek bid, want ek het al vir julle vertel, as ek iets leer of wat ook al, dan moet ek skryf, en ek moet lees, en ek moet verkieslik hardop leer, né?
As ek geleer het, as ek kon, het ek hardop geleer, en geskryf, en gelees, soveel as moontlik vir my sinte, ek doen net niks, alhoewel my voet staan partykeer so, veral as jy bang raak, want die eksamen is môre, en jy het nog 1 of 2 boeke om deur te gaan, maar in elk geval, dit het op universiteit begin, maar in elk geval, die punt wat ek wil maak is, ek moet soveel as moontlik moves maak, om hierdie ding aan my kop te kry. Nou die psalms is absoluut 'n gesprek met die Here. Dit gaan oor 'n gesprek met hom. Dit gaan oor om met hom te praat, want hoekom? Want die een met wie jy praat, weet jy, luister. Daar's soveel voorbeelde, maar 116 bly maar altyd die beste. Psalm 116 vers 2 wat sê hy draai sy oor na my en hy luister. Dit letterlik sê dit. Die Here draai sy oor na my. Ek picture dit aan myself. Ek kan dit sien hoe die Almagtige wat alles gemaak het. Nou bid ons, Leon bid. Sy hoender is siek. Die een wat saam met hom slaap op die bed, maar in elk geval. Maar partykeer selfs onder die kombers klip. Maar die hoender, Leon is die hoenders in oor sy hoender wat nie lekker is nie. En aan wie praat hy mee die beste? Met die Here. Hoor julle, so elke ding in jou lewe kan jy vir hom bring, want vir die Here is dit nie net nog 'n hoender nie. Anderster wil ek, sy gaan nou nie wil hoender eet vanmiddag nie, maar in elk geval, ekskuus julle hoor, maar is nie net, want hoekom? Want hy weet, Leon connect met daai hoender, hy het nog honde en alles wat hy mee connect, maar hoor jy net, waarmee ons connect, dit wat vir ons kosbaar is vir hom kosbaar. Want God is liefde. God is liefde, en sy liefde is absoluut onuitspreeklik baie. Maar wanneer ek in my gebedsboek skryf, ek weet julle sal sê, hoekom doen julle dit nou met ons? Kom ons sê nou maar, daar is wel 'n rede daarvoor, né? Want julle sien, wanneer ek met die Here praat, wanneer ek skryf, dan vertel ek hom nie wat gebeur het nie, want hy weet wat gebeur het. Maar nog steeds deel ek met hom, skryf ek dit neer, want ek moet dit vir myself neerskryf. En wanneer ek dit vir hom sê, dan skryf ek, dan sal ek vir hom skryf en ek sal vir hom sê, Here, hierdie ding pla my, dit raak my, dit is vir my 'n issue en ek skryf dit vir hom. Maar onmiddellik wanneer ek dit doen, dit kom al amper af, ek is amper baie keer verras as dit gebeur, want 'n oomblik skryf ek nog dit en ek sê dit vir die Here, net die volgende oomblik sê ek, dankie Here, ek prys U naam. Ek weier om my situasie of my omstandighede of dit wat dalk kan gebeur of dit wat gebeur het, ek weier om dit toe te laat, om my lewe totaal omver te gooi, om veral my verhouding met my Vader te raak. Ek weier om dit toe te laat. Weier om dit toe te laat. Ek vat onmiddellik by hom sy antwoord van liefde, sy antwoord van genade. Onmiddellik sien ek dat hy vir my sê, hierdie probleem van jou is tydelik. Dis 'n tydelike probleem. Jy het 'n ewige heerlikheid wat nou al hier is en tot in ewigheid gaan. Jy het 'n verhouding met my, wat begin in die dag toe jy in 84, in die weermag jou hart vir my gegee het. Van daar af het dit begin en dit gaan tot in ewigheid toe. Hoor julle, hierdie probleem is nie 'n issue vir ons twee nie. Maar julle sien, so ek vertel hom wat my pla, ek vra uitkoms, ek vra vir sy kragtige regterhand van ingryping. Die psalms praat graag van die regterhand van die Here. Beteken die krag van die Here, né? Maar wat ek doen, dan verklaar ek my hoop op hom. En ek sê dankie Here. En ek sê ek is lief, ek verklaar my liefde aan hom. Ek verklaar my opgewondenheid oor hom. Ek maak letterlik uitbundige geloofsverklaringe. Ek weet nie hoe om dit anders te skryf nie, te vertaal. Julle sien, maar net so skryf die psalmsdigter meestal ook. Psalm 94, vers 18 en 19. Hy sê, as ek dink, ek het hierdie vers al 'n keer of wat gebruik in preke, as ek dink my voet gaan soek. Jy kan ook sê, as ek dink ek gaan struikel, né? Ek kan dit ook so plaas. Maar as ek dink my voet gaan soek, dan ondersteun U gesed, U troue liefde, U genade, U goedheid, my Here. Dan ondersteun U troue liefde, my Here. Wanneer ontstellende gedagtes meer word in my binneste, dan beer U vertroosting my op. Wat is die vertroosting van die Here? Die trooster, die Heilige Gees, dan beer U vertroosting my op. Die Amplified sê dit so, van vers 19 nou, hy sê, in the multitude of my anxious thoughts within me, your comforts cheer and delight my soul. Amen. Dit is so awesome.
Dit is net eenvoudig te goed om waar te wees. Wat beteken te goed om waar te wees? Die evangelie, the gospel, euangelion. Letterlik, daai Griekse woord beteken amper te goed om waar te wees. Dit is so goed, mense gaan jy nie glo nie. Dit kos met ander woorde dat die Heilige Gees, wanneer hy dit verduidelik, dat die Heilige Gees die werk doen. Prys die Here. Dit kan nie jou oortuigingsvermoë wees, dit moet die Heilige Gees wees, want dit is net te goed. Julle sien, die Here is letterlik, wat wil ek sê? Ek wil vir jou sê, jy moet snap en besef, die Here is letterlik die belangrikste vir ons as mense. Die belangrikste. Belangriker is as suurstof, belangriker is water. Water is belangrik. As jou hond se waterbak vuil is, beteken jy voel vere vir jou hond. Is regtig so. Water is die belangrikste vir 'n dier, as jy 'n dier aanhou. Ek wil nie eens daarmee begin nie, maar in 'n geval, dit daarmee kan jy aangaan. Julle sien, die Here is letterlik die belangrikste vir ons. Daarom geloof in Jahwe Eloheinu, die Here ons God, is die begin en die einde van ons lewens. Dit is letterlik die begin en die einde. Maar my vraag vanoggend vir ons is, maar weet almal vir wie jy lief is, en almal wat op jou pad kom, weet hulle dit? Het julle dit al gevra? Hoor julle, ons moet onsself challenge. Ons moet onsself challenge. Ek het nou al so baie gedink, daar's soveel van my bure met wie ek nog nie oor die Here gepraat het nie. Party het ek gepraat, maar soos die mense, nee, ek gaan nou nie sê maar ek het hulle nog nie, ek het met hulle gepraat en daar oor die draad gestaan en praat of waar ook al. Die een buurman het ek voor gaan bid by sy huis, hy het 'n ongeluk gewees, sulke goed, en toe met hom gepraat. Maar het hy ooit sy hart vir die Here gegee? Dan moet nie 'n mens wees wat sommer net so by jou verbykom nie. Nie 'n mens, jy moet soos 'n hond wees wat wil verskeer. Jy moet soos 'n wille hond wees wat sy leisel stikkend is. En jy moet die mense vasgryp sodat jy die hond in hom sê vir hom, luister, staan stil, ek wil die hond in jou uithaal. Ek wil hê die Heilige Gees moet in jou kom. Amen. Ek weet nie of jy dit so moet stel nie. Jy weet jou buurman gaan ook nou. Hy gaan net sê dat ek net my taser kry. Peppergas. Julle sien, ons kan ook sê, jy kan ook vir my sê, nee, ek vertel nie vir almal nie, maar asseblief, in die naam van Jesus, spaar ons die maar en vertel hulle. Praat met mense. Konfronteer hulle. Ek het al met mense gepraat wat geafronteerd is omdat ek hulle gekonfronteer het. Met ander woorde het hulle gestrip. Totaal gestrip. Hulle wil nie weer vir my eers kyk nie. En 'n paar jaar later is ons groot vriende. Hoor julle net? Dit gaan nie oor die nou nie. As dit gaan alles oor nou, dan is nou 'n gemors. Dit gaan oor die toekoms. Waar gaan hierdie mense heen? Daar is 'n baie kort, eenvoudige shot. Julle weet mos die YouTube praat van shots, né? Daar's so 'n shot. En as jy wil, dan kan ek dit vir jou WhatsApp. How to be 100% sure you're going to heaven. Dis baie kort. En al wat daar gebeur op daai shot, op daai kort binne my binneband, né? Al wat op daai kort gebeur is, daar's 'n vrou wat staan en sy het nou in 'n gesprek met 'n straatevangelis, né? En die ouens het baie guts, jy weet. Kyk, ek het met baie mense al in winkels en straat oral gepraat oor die Here. Maar ek gaan staan nie met 'n mikrofoon met 'n speaker ergens nie. Dis 'n ekstra stap. Dis 'n ander stap. Maar goed. Punt is net, hierdie ou staan en hy praat met die mense. En dan kom daar 'n vrou en sy het ook, daar's 'n speaker waar jy kan gaan staan en hom vra. En sy vra toe vir hom die eenvoudige sy vra dit in Engels. Sy vra what is the parameters to get into heaven? Met ander woorde, wat is die riglyne? Wat is die moets en die moenies? Hoe kom jy in die hemel? Vra sy vir hom. Want nou sy het nou 'n idee in haar kop. Hy sê toe vir haar, sy antwoord is to be perfect. En dit is waar. Al hoe jy in die hemel kan kom is as jy perfek is. Want God is 'n heilige God. Die Here is 'n heilige God. Hy haat alle sonde. Onthou as ons dink aan 'n sondaar, iemand 'n sondaar waaroor ons almal sal saamstem, is iemand wat mense se kinders ontvoer
En hulle as seksslawe verkoop. Sulke goed, verstaan julle? Ekskuus dit my voorbeeld nou, maar dit is die punt. 'n reeksmoordenaar, wat sommige mense, ons almal sal saamstem, hierdie perd, hy sluit toe, hang op, 4 peloton, verstaan julle, ons almal sal daar rondgaan. Ons het nie genade vir die arme siel nie. Maar ons, elke een, as jy al gejok het, as jy maak nie saak wat se foutjies jy maak nie, foutjies, ek is 'n goeie ou man, ek is nie so sleg nie. Ons almal is verlore, ons almal is sondaars. Kom, miskien moet ek net vir julle lees. Ek het dit eers nie ingesit nie, want ek wil dit ook nog nie te lank maak hierdie storie nie, maar in elk geval, Romeine 3, hoor het vandag hier wat sê, Romeine 3, vers 9 sê, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En waar kry Paulus dit? Hy kry dit in Ecclesiastes, in Prediker, né? En ek het dit hier ergens geskryf, man, waar daar Prediker 27, hierdie geskrap hierbo is altyd in my skrif, maar in ieder geval, Prediker 27 sê, daar's geen mens op aarde wat regverdig is, wat aanhou goed doen, wat nie sondig nie. Niemand is regverdig nie. Elke mens op aarde, geen mens was nog ooit regverdig sal wees, behalwe Jesus nie. Hy was die enigste een. Hy was die enigste een. So niemand is goed nie. En wat hierdie vrou nou, dan sê, as hy nou sê, dit is perfection. Jy moet perfek wees, dan kan jy hemel toe. Dis die parameters vir die hemel. Dan sê sy, met ander woorde wat jy nou sê, is daar dan ooit mense in die hemel, sê sy. Hy sê, ja, daar's baie in die hemel. Hy sê, sy vra sy, maar is hulle dan perfek? Hy sê, nee, hulle was nie een perfek nie, maar hulle is nou perfek. Sy sê, maar hoe werk dit dan? Verstaan jy, sy wil hom nou vasvang met daai een. Hy vertel, ek kan nie onthou watter vers hy gebring nie, maar dit kom hier daarop neer, dat hy vas sê, niemand is perfek nie, nie een is perfek nie, maar die genade van God, the grace of God, die regverdige God, het geweet, hierdie pinkenolse van hom, is nie een perfek nie, die eerste 2 al was nie perfek nie, die derde een, het die 4de een doodgemaak, verstaan julle, so kan jy aangaan, jy weet, maar baie ouens waar hulle broers vermoor het, maar in elk geval, maar nou die punt is, ek het nou nie as 'n broer gehad om te vermoor nie, maar nou die punt is net, is dat jy het letterlik, ons is nie een perfek nie, ons is almal swak, ons is swakkelinge, maar Jesus, omdat God regverdig is, het hy geweet van die begin af, hy gaan 'n plan maak, en hy het 'n wonder, hy het nie net 'n plannetjie saamgegooi nie, hy het sy seun laat kom, hy het die perfekte een, hy het die perfekte, dit is letterlik asof God self gekom het, maar hy het sy perfekte seun, wat van altyd af saam met hom is, het hy gestuur, en Jesus het vir ons gekom, en Jesus het so saam met hulle vir julle gesê, hy het ons saam met hom, uit elke probleem van ons saam met hom, ons was saam met hom aan die kruis, hy het dit namens ons gedoen, toe ons nog self nog nie eens in partnership met hom was nie, ons het nog nie bestaan nie, maar die mense wat op aarde was, niemand was in partnership letterlik met hom nie. Selfs nadat hy gesterf het aan die kruis, dan twyfel van die disippels nog. Hoor julle? Maar hy het dit vir ons gedoen. Hy het sy kant van 'n partnership, wat nog nie eens bestaan het, net hy nagekom, 100%, tot by die laaste druppel bloed. Want dan sê Romeine 3, dit was 3 vers 9 wat ek nou vir jou gesê het, niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Vers 23 en 24 sê dan, almal het trouens gesondig, en het ontbreek hulle, en die eer aan God ontbreek by hulle. Ander vertaling sê, die geregtigheid van God ontbreek by hulle, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek, deur die bevryding in Christus Jesus. Hoor julle, vers 22 sê, hierdie geregtigheid, dis wat een voor het gesê, hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. So almal wat glo, word geregverdig verklaar deur die Almagtige. Dit is die kern van die evangelie. Wat glo. En so saam en ook nou nog niemand hulle eie geloof nie, maar wat glo met die geloof van God. Amen. Dit is ver bokant. Mense kan dit 100 keer vir mekaar verduidelik op een dag, en nog steeds kan ons nie die diepte daarvan snap nie. Ons kan nog steeds nie, want hy het dit vir ons gedoen.
Maar juis op grond daarvan wil ek vanoggend vir julle sê, weet ons, ek wil vir my sê, wat sê jy vir my, ek weet dit, maar ons het 'n vyand. Die duiwel is moedeloos. En in steede van om daar te gaan sit waar hy moet, naamlik op moedverloorse vlakte, kom hy en hy probeer ons soontoe sleep. Hy wil ons saamvat na moedverloorse vlakte. Hy wil ons aanval op elke moontlike manier. Elke moontlike. Hy en sy torawante wil jy laat twyfel. Wil vertwyfeling saai oor jou redding en oor elke aspek van jou lewe. Kyk net, hoe kan hy nonsens praat in 'n huwelik, nonsens praat by die werk, nonsens praat oral. En mense vat dit, draai te mekaar. Julle sien, die vyand wil letterlik, Psalm 94, ons het hom nou gelees, gaan hom nou weer lees. Hy wil jou voet laat swik. Hy wil jou voet laat wankel. Hy wil jou laat struikel. Hy wil ontstellende gedagtes laat meer word in jou binneste. Hy wil anxious thoughts by jou create. Hy wil jou lam maak, dat jy opgee. Dat jy oorgee en opgee, in plaas van aan die Here oor te gee, totaal oor te gee aan alles wat maar net kan. Psalm 94 lees ek weer vir jou vers 18. As ek dink my voet gaan swik, dan ondersteun u troue liefde my Here. Hoor julle, waarin gryp ek vas? Aan die gesed van die Here. Die troue liefde van die Here. Wanneer ontstellende gedagtes meer word in my binneste, dan beer u vertroosting my op. U vertroosting, u Heilige Gees, die trooster, deur Vader en Jesus gestuur kom. Johannes 14:15, ek kan net nooit, as ek my weer self kry, sonder dat ek beplan, dan is ek ergens in Johannes 13 tot 17. Maar Johannes 14:15, as julle my liefhet, sê Jesus, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle ander parakleet stuur, 'n ander trooster, 'n ander voorspraak, sodat hy vir ewig by julle kan wees. So wat is so kosbaar? Jesus het gekom, hy het vir ons gesterf, hy het alles vir ons gedoen, hy het die prys betaal vir elke sonde wat ons nog gaan doen, wat nog van dit wat ons gedoen het. En wat doen hy? Hy sê, ek los julle nie alleen nie. Ons gaan nou sê, ek los julle nie as weeskinders nie. Ek stuur die Gees, ek stuur my Heilige Gees. Hy is die Gees van die waarheid. Met ander woorde, tussen hakkies, hy is die Gees van Jesus. Onthou net, Heilige Gees Vader en Jesus Vader en Heilige Gees is een. Hulle is 3 persone, maar hulle is een. En as jy jou kop sê, maar hoe werk dit? Ons sal eendag in die hemel presies weet. Maar wat ons nou weet, is dat God openbaar hom as Vader, Jesus en Heilige Gees, en is 'n absolute feit. Want al 3 is van ewigheid tot in ewigheid. Amen. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, hy is binne in ons. Ja, ons het nou gesing, en dit is 'n goeie lied om te sing, want dit motiveer jou. As ons sing, kom Heilige Gees, vul ons opnuut. Want onthou net, ek het al baie gesê, maar Handelinge 2 word die Heilige Gees uitstorting vind plaas. En van dieselfde ouens, groot groep van dieselfde ouens, is Handelinge 4 weer saam om te bid. En dan stort hy weer die Heilige Gees uit. Die gebou skud selfs weer. Hoor julle? So met ander woorde, ons kan die hele tyd sê, Here, maak my net, ek wil vol bly van U. En dan al sê die Heilige Gees, ek is dan binne in hierdie perd. Nee, as die Here enigstens so gedink het, sou hy ons lankal verlaat het. Hoor julle? Hy het 'n massive filter. Julle sal wens op die plaas, julle het so filter wat elke vuilheid kan vat. Die water wat deur daai filter kom is 100% skoon. Die lewende water van die Heilige Gees, Johannes 7. Daardie lewende water filter is die liefde van God. So al sê ons en al bid ons. Ek weet, is dit ek en Tester wat stupid goed bid. Nie julle nie. Maar al bid ons stupid goed. Al bid ons die simpelste goed. Al sê ons dit hoe verkeerd. Dis hoekom ek so moedeloos maak. As mense, dit het in die verlede al gebeur, dan sit ek in 'n gebedsgroep en dan bid. Op 'n stadium met ons manne gebed hier by die oggende vroeg. Miskien omdat die manne nog vaak is, ek weet nie. Maar dan bid die een en dan bid die ander en half teen hierdie ou, jy weet. Dan wil jy sommer jou broer vermoor. Dan verstaan jy Kain se probleem. Maar die ding is net as jy maak nie saak al bid hierdie ou hoe verkeerd. Ja, as hy nou
in iemand anders se naam begin bid, dan gaan ons hom almal stop. En jy gaan hulle eers stop as jy nie, ons steen na Gomie nou nie. Ek bang julle gebruik hierdie nuwe teels. Maar nee, maar kom ons, dan praat ons sin in sy kop. Verstaan jy, as iemand so iets doen. Maar andersins kan 'n ou dom bid. Dis reg, die Here weet van dom. Hy het die mens geskape, slim. Maar hy het 'n manier om te neig na dom, né? En onthou, ek praat nou alles op myself gerig. Julle sit daar, julle is net toeskouers. Nee, julle is partners in crime. Ek sal die Vader vra, let soveel ander parakwoord, hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Omdat die wêreld hom nie sien ook nie, julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees, hy is in ons. Die gees van die Almagtige is in my en jou. Vers 18, en ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Sien julle, daar sê hy nou, ek kom weer na julle toe. Jesus sê, ek kom terug, ek gaan julle kom haal, enige tyd. As jy na ouens lees wat regtig nou weet van, as soveel idees en goed, maar wat regtig weet van die wegraping, jy kan enige tyd plaasvind, enige tyd, anytime. Daar hoef niks meer verder te gebeur nie, alles het gebeur vir dit. So Jesus sê, sy terugkom kan enige tyd wees. Vers 26, die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Hoe doen hy dit? Deur die woord. Vat die Bybel en sê, Here, leer my en begin lees. Hy onderrig jou. Yes, hy kan vir jou daar by die werk, jou Bybel is by die huis, jy het jou Bybel op jou selfoon, maar jy is nie nou naby Bybel lees nie. Jou kop is ook nie nou daar ongelukkig, wil ek sê nie. Maar selfs daar in die onmoontlikste situasie kan hy vir jou onderrig, hy kan vir jou kennis, hy kan vir jou insig gee in 'n situasie. Onthou net asseblief om te getuig dat dit hy was wat vir jou nie wat so slim was nie. En hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Met ander woorde, wat is die meeste mense se anxious thoughts baie keer gaan oor voorsiening, gaan oor geld, gaan oor werk, gaan oor alles. Nou jy sê nee, maar die Here sê ek gaan jou vrede gee, so jy gaan peaceful wees, né? Jy gaan soos 'n ou wees wat op 'n lailou lê op 'n swembad en jy's nee. Hy sê ek gaan vir jou shalom gee. Hierdie ek weet hierdie is geskryf in Grieks. Maar die Bybel wat Paulus en hierdie ouens gehad het, wat Petrus en Jakobus en Johannes almal gehad het, was in Grieks, die Septuagint. En ek het gaan duidelik, ek het nog sommer gister weer seker gemaak. Dis Irene. Met ander woorde sy vrede van Irene, die Grieks vir vrede. Dieselfde vrede wat oral Griek. Dit is 'n shalom in Hebreëus. Met ander woorde, hy gaan jou nie net kalmpalle maak nie. Hy gaan jou 'n voorspoedige palm maak. Hy gaan jou 'n prosperity palm maak. Ek het nou die dag net tussen lyne 'n ou gesien wat praat, 'n baie opregte ou, maar hy spreek kwaai. Hy sê prosperity is een van die grootste foute in die kerk en hy het baie, ek gaan nou nie daaroor praat eers eintlik, maar hy sê die pot heeltemal mis. Heeltemal. Hy verstaan nie. Ja, daar is ouens, maar daar's ouens wat elke aspek van die evangelie baie keer misinterpreteer en op verskillende maniere gebruik wat 'n bietjie overboord gaan. Maar oor die genade en die goedheid en die seëning en die shalom van die Here kan ons nie overboord gaan nie. Ek kan nie overboord gaan nie. Al staan ek hier vir 'n uur en ek sê vir jou, die Here gaan vir jou seën, die Here gaan vir jou goed wees, die Here gaan vir jou sorg, hy gaan vir jou in elke aspek van jou lewe sorg. Jy gaan genoeg hê, soveel dat jy ander kan seën. Ek kan dit nie te vergroot, ek kan nie die genade van die Here byvoorbeeld vergroot nie. Dit is klaar amper te goed om waar te wees. Verstaan julle? Ons verdien dit nie, ons kry dit. Jy kan dit nie vergroot nie. Dit is nie 'n visvang hierdie nie. Al het die Here vissermanne geroep. Hy het hulle daar uit die seewater gehaal en gesê, "Jesus, nee, kom ouens, ons sê van Galilea is hy's vars water, nee, vars water. Maar in elk geval, vars water gehaal. Maar die punt is net, is hy uit vissermanne gaan haal. Hoekom? Want hulle moet nou van vis vang. Moet hulle nou gaan na 'n plek toe waar hulle gesê het,
ek het so groot vis gevang, maar hy wys eintlik, ek het so groot vis gevang, hoor, maar ek wys so. Maar die evangelie, dis ook hoekom hy vissermanne geroep het. Hy weet, hulle kan vergroot. Want jy kan nie die evangelie te groot vergroot nie. Hoor julle dit? Jy kan nie, dis onmoontlik. Shalom. Ek gee vir julle, kom ek lees weer daai vers 7. Shalom laat ek julle na. Ek laat julle my goedheid na. Ek laat julle my seëning na op elke gebied van julle lewens. My seëning, my goedheid, my voorspoed, my genesing, my gesondheid gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Amen. En ons prys die Here daarvoor. Maar julle sien, hierdie is alles goed wat die moeite werd is om voor te veg. Hierdie is die waarheid wat die moeite werd is om voor op te staan. Hierdie is die waarheid wat die moeite werd is om maak nie saak wat gebeur nie. Te sê dit is wat ek glo. Ek sien op 'n ding ook 'n ou wat 'n Amerikaanse is 'n jongerige ou, maar hy het 'n massive kerk in Amerika. En hy het een keer met een van sy preke het hy 'n foto so hele groot, hierdie hele muur seker foto teen die muur, nou wat die ding is nou gooi, die skerm die ding gooi. En dis 'n foto van daar, julle kan dit dalk picture, party van julle dalk gesien, maar daar in Irak toe met die ISIS ouens, Syrië of Irak, het die ISIS ouens een plek, seker 30 konstruksiewerkers. Hulle was ergens van Afrika of iets. Hulle het paaie gebou of iets daar. Toe vang hierdie ouens hulle, né? En hulle is Christene, die Ethiopiërs, hulle is Christene. En hulle het almal sulke oranje overalletjies dat aantrek, dis op hulle knie geblinddoek. En hulle gee hulle 'n laaste kansie. Jy verklaar net, jy glo in Allah. Hulle het al 30 so doodgeskiet. Ek kan nie onthou of geskiet het of die kop afgekap het nie, maar dit was gruesome in elk geval. Hy het dit nou nie gewys nie. Maar hy wys dit hoe die ouens steel en hierdie ou vir hulle sê, hier is julle laaste kans nou. Al 30 van die ouens het gesê ek sterf. Ek weier om Jesus te denounce. Verstaan jy, ek weier. Ek kan nie. Ek weier om in hom te glo. Want hy is my lewe, hy is die begin en die einde van my lewe. Hy is die rede vir lewe. Hy is die rede vir die oorwinning wat ek weet in elke ding in my lewe vorentoe lê vir my. En selfs al beleef ek geen oorwinning op hierdie aarde nie, is hy my oorwinning tot in ewigheid, hoor julle. Want as ander later sal terugkyk, sal hulle sê, maar die ou het nog heeltyd in oorwinning geleef. Hoor julle net? Hy is my oorwinning. Ek kan hom nie ontken nie. Daarom Efesiërs 6 vers 10 sê Paulus, ten slotte, met ander woorde, luister nou, ek eindig hierdie boek, sê Paulus. Ek gaan nou afsluit, luister, is belangrik. Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die listighede van die duiwel. Vir ons is die stryd immers nie die vlees en bloed nie, maar bose magte en principalities en powers. Nou, gaan dit nou nie alles lees nie. Hoekom wil ons vers 11 en 12 lees? Om te wys hoe groot werklikheid die aanval van die duiwel is. Die duiwel kom met owerhede en magte en wêreldheersers en duisternis en bose geeste in die hemelruim. En hy wil ons kom aanval. Hy wil, soos ons nou nog gesê het, anxious thoughts bring. Hy wil jou moedeloos maak. Nee, vind jou sterkte in die Here. Hy sê nie in vers 10 dat jy moet bid om sterk te wees en dan sal die Here dit doen nie. Nee, hy sê nie bid nou net en dan wag. Nee, wees sterk, want die Here is in jou. Hoor julle, wees sterk. Jy het hom klaar in jou. Jy doen dit bidend, ja. En jy vra vir wysheid om dit reg te doen. Want party van ons kan baie keer bietjie oor dit gaan, né? Soos ouens wat ek nog goed ken. Maar nee, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Weerens, nie jou krag nie. Jy doen dit want jy het sy krag reeds in jou. Jy doen dit. Erken en vat die krag van die Gees van God in jou. Nie eie krag nie, maar die krag van die Here, van die Heilige Gees, en staan teen die vyand. As ek dit met 'n wêreldse ding vergelyk, waarmee sal ek dit vergelyk? In die ou dae was Amerika, dit was dalk Suid-Afrika se probleem, ook ons het die Army die Defence Force genoem, né? So jy defend net. Dit is hoe dit moet wees nie. Amerika was tot nou toe ook die United States Defence Force. Hulle het dit verander nou. Hulle noem dit nou the Department of War.
Dis hoekom hulle na 'n ander land toe gaan en die ondenkbare doen. En hulle gaan haal daai Pinkenaasie, die president van die hand, gaan haal hulle daar uit. En hy's maar net nog 'n ou verward met in sy slaapoverrolkie met 'n ding. Hoor julle? Dit is 'n ander manier van doen. En ek wil julle aanmoedig vir daai ander manier. Ek sal sê maar ek het nie jy het nie, prys die Here. Ons het nie Delta Force in vliegtye en een of ander ding waarmee hulle daai ouens van toe hulle het een of ander ding laat ontplof of 'n ding bloot. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar die ouens se ore het begin bloei. Hulle neus en hulle ore, die ouens vir wie hulle aangeval het, hulle ore en hulle neuse het begin bloei. Hulle het een of ander storie het hulle, maar in elk geval. Maar goed, punt is net. Ons het nie daai ouens nie. Ons het nie die Delta Force nie. Wat het ons? Ons het die krag van die Gees van die Here. Ons het die feit dat selfs al word ons doodgemaak, dan wat dan? Dan is ek by die Here. Verstaan julle? Ons is onuitwisbaar. Dit is die awesomeste van alles. Onuitwisbaar. En daarom kan ons nie anders as om te lees Josua 1:9 terwyl ons nou gewelddadig is. Die 33 vertaling sê, het ek jou nie beveel nie, sê die Here vir Josua, wees sterk en vol moed. Kom ek lees net die vers klaar. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Die Here sê vir hom, ek het nie vir jou gesê nie, moenie nou begin broek bewe nie. Hy sê, ek wees sterk en vol moed. Amats, vol moed. Met ander woorde, courageous. Be strong and courageous, sê die Engels. Wees volmoed. Wees, amats is die Hebreëse woord. Die verbuiging in Hebreëus is emets daar. Met my moed, met sy moed, die moed van die Here. Die courageousness of God. Om wakker, dit beteken om wakker te wees. Fisies op jou voete. As jy dapper is jy wakker. Op jou voete en binne in jou gees, né? Jy's gefestig, jy standvastig. Jouself toenemend versterk. Dit is nie net 'n ding van ek is 'n dapper rakker en ek probeer my bes nie. Jy versterk jouself in die Here. Jy sê ek is courageous. Hoekom? Want ek het die courage, die dapperheid van God in my. Ek het die gees van God in my. Ek het die krag van God in my. Ek is nie bang nie. Ek is nie verskrik of paniek bevange nie. Sien Jesus eindig sy kosbare gesprek. Hier is ons alweer in Johannes 17, so nou 14, maar af. Hy eindig hierdie kosbare gesprek in Johannes 17 vers 26 en hy sê ek het u naam aan hulle bekend gemaak, sê Jesus in 'n gesprek met Vader. Hy sê ek het u naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Kom ek lees die Passion vir ons. I have revealed to them who you are, and I will continue to make you even more real to them, so that they may experience the same endless love that you have for me. For your love will now live in them, even as I live in them. Hoor jy hoe awesome is dit? Die Here sê ek gee my liefde, ek wil hê jy moet snap. Ek wil hê jy moet snap. Vader, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Ek en jy moet hoor, Jesus maak die naam van die Vader in ons bekend. En hy gee vir ons die weg om voluit vir hom te lewe. Totaal vir hom te lewe. Te lewe met sy liefde, want hy het sy liefde in ons geplaas. Ek gaan nie weer aanhaal nie, maar Romeine 5:5 elke Sondag haal ek omtrent aan. Dit is interessant, dit kom altyd op. Gaan soek, kyk wat dit sê, Romeine 5:5. So that they may experience the same endless love that you have for me. For your love will now live in them, even as I live in them. Amen. Dit is so kosbaar. Met ander woorde, Efesiërs 6 vers 10. En dan kom ek lees dit hier. Ten slotte, vind jou sterkte in die Here. Vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. Vind die sterkte, die geweldige krag van Vader en Jesus, deur die liefde van God in jou. Want ons het al baie vir mekaar gesê, 1 Johannes 4:18. In die liefde is daar geen vrees nie. En as daar nie vrees is nie, dan kan daar ook nie anxious thoughts wees nie.
Ontstellende gedagtes wat in my binneste woed. Jy val daai ontstellende gedagtes wat in jou binneste woed, val jy aan met die liefde van die Here. Daar's byvoorbeeld, en ek gaan nie eers die geslag gee nie van 'n persoon wat in 'n sekere mate my aanval. En al wat ek sê is, ek is lief vir daai tannie. O, dan sê ek dit nou, nee. Ek is nie, as die oom was het toe kom om met hom gaan praat. Jy weet, dit is makliker om met 'n man te praat. En jy ou so aan sy neus vat en die almal, nee, ekskuus. Nee, ek sê vir julle, ek sê net, ek is lief vir haar. Ek is lief vir haar. En ek maak die seën van die Here oor haar los. Ek maak die seën van die Here oor haar los. Sy sal geseënd wees. Sy sal geseënd wees by haar ingang en haar uitgang. Sy sal geseënd wees wanneer sy gaan lê. Sy sal geseënd wees wanneer sy opstaan. Sy sal geseënd wees. Ek verklaar dit. Ek verklaar dit in Jesus se naam. Want hoekom? Want volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Volmaakte liefde dryf die ontsteltenis wat iets veroorsaak, dryf dit na buite. Amen. En Vader, ons kom in die naam van Yeshua. Ons kom in die naam van Jesus en ons kom eer U, ons kom loof U. Dankie Here dat ons U woord kan vat, dat ons kan toelaat soos 1 Johannes sê dat Johannes 14 sê Heilige Gees het gekom om ons te leer. Dankie dat ons vanoggend kon toelaat dat Heilige Gees ons kon leer in dit wat ons nodig het om te weet. Ons sal sterk wees in U naam. Ons sal sterk wees deur U krag, deur U wonderwerkende krag. Ons ontvang U Shalom, Vader. Ons kan ontvang U Shalom namens hierdie land van ons. As ons net dink aan wat Samuel nou gesê het, wanneer jy teen God is, teen sy mense is. Ons het nou die dag het ek het vir julle, ek dink ek weet nie of ek dit gesit het op die groep nie, maar as jy Israel haat jy vir God. Dis eenvoudig net so. Dit is net so, jy kan al die kante toe strei. Nou goed. Nou daarom kom ons Vader en ons vra vir hierdie land van ons mercy, mercy, mercy Lord. Genade Here. Genade vir hierdie land in Jesus se naam, dat die meerderheid mense nie sal ondergaan as gevolg van 'n minderheid wat geld ontvang nie. Ons vra genade, genade. Dankie Jesus. En Here, die pogings van die vyand om ons land oor te neem. Ons kom net en ons kom sê genade Here. Ons stop sy werke. Ons stop sy werke. Ons stop sy werke in bank oral in hierdie gebiedens kom die vyand vanuit hulle mosques en hulle gaan na kindertjies in skole toe, hulle betaal geld. Hulle is besig om oor te neem, Braille en al daai plekke. En ons kom en ons sê Vader, genade oor Suid-Afrika. Genade in Jesus se naam. Here, ons kom verklaar, mag U kerk sterk wees. Ons verklaar U krag oor U kerk, oor die bruid. Om opstaan in die absolute oorwinning wat U klaar gegee het. In Jesus se naam. Here, ons prys U vir Pieter wat terug is hier in Oos-London. Pieter, hy's nou by rehab daar by Beacon, by St. Dominic's. En ek het vir hom gaan kuier en hy is aan die gang. Hy's aan die gang. Ons prys die Here. Ek gaan vir hom vanmiddag weer kuier. En ons loof U Here. Dankie Here dat ons genesing kan sien fisies. Ons loof U. 83 hartaanval. En hy's gesond, hy's sterk. Ons verklaar dit. Ons loof U. Dankie Jesus. Die vyand val aan. Maar Here, U genees. U rig op. Ons loof U daarvoor. Dankie dat Caleb weer kan opstaan, in berge sal klim, hierdie kerk se trappe sal klim. Ons prys U Here. En dit verklaar ons as 'n voorbeeld vir hoe U vir ons sorg, Vader. Elke situasie, elke een wat siek is, elke een wat seer het. Ons verklaar oor Dani se rug 100% genesing. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Here, ons prys U naam. Ons verheerlik U naam. Dankie Jesus. Jy het gevra ek moet bid vir werk. Ons prys die Here. Dankie Here vir werk. Ons prys U. Ons vra vir guns. Ons verklaar Here U goedheid en U guns. En ons sê dankie vir 'n goeie werk in die naam van Jesus. Ons prys U Vader. Dankie Jesus. Ons eer U dat U hierdie hele familie seën. Dankie Here, sodat hulle 'n seëning sal wees
in die naam van Jesus. Dankie Vader vir elke ding in ons lewens. Ons het 'n hele klomp mense wat ver gery het, gaan kamp en al sulke goed. Ons verklaar hulle sal almal veilig terugkom. Ons loof U daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Here vir hierdie teels wat ons kon lê hieronder. En ons eer U daarvoor. Ons eer U daarvoor. Dankie Jesus. U is goed. En ons loof U. Ons bid vir kinders wat ver is. Universiteit en oral ver werk. Ons bid Here, ons prys U vir beskerming, vir bewaring, vir voorsiening. En eenvoudig net deur Heilige Gees geleer word. Sê dankie Here. Dankie Here. Ons prys U daarvoor. Amen. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.